Kom ons bid saam. Here ons God, U is die een wat die tye van die jaar, die seisoene beheer. U is die een wat gee. U is die een wat ons oorlaai met U liefde en U genade. Ons is vanoggend opnuut weer getuies daarvan dat U die een is wat voorsien, wat die reën laat val. Maar Here, ons is ook getuies daarvan dat U reën laat val in ons innerlike lewe, binne in ons. En so het U dit so bewerk deur U Gees, dat hier 'n man vanmôre hier kom staan het en homself beskikbaar gestel het om op 'n spesiale manier in U gemeente diensbaar te wees. Terwyl ons dan so aan die begin van hierdie jaar so bewus is van U liefde en U genade. Here, raak ons ook bewus dat daar op hierdie oomblik reg oor die wêreld U kinders byeenkom in groot katedrale, klein huisgemeentes, oral rondom hierdie wêreld. In tye van vrede en in sommige omstandighede is daar oorlog en swaar kry, vervolging. Maar saam is ons een liggaam, een geloof, een Here. Dankie Here, dat U kerk nie gebind is aan plek of tyd nie, maar saam gebind word deur U Gees en U woord. En saam met al U kinders kom ons rondom U woord bymekaar en vra ons dat U met ons sal praat. Sit ons met 'n verwagting, Here, dat U ons sal lei deur die woord en deur die Gees. Here, ons soek nie ons eie wil nie, U wil. Ons wil nie self ons lewens lei nie, ons wil nie self in eie krag 2026 ingaan en ons wil doen nie, maar U wil. En daarom bid ons dat U vandag leiding sal gee aan die kerk wêreldwyd. 'n wêreld vol verwarring, vol verdeeldheid, vol van onsekerheid. Maar ook hier by ons. Praat met ons, Here, dat U woord nie net gehoor word nie, nie net ingang vind in ons verstand nie, maar ook in ons hart. Praat met ons luister, ons wil stil word voor U.
Jesaja 60 van vers 1 af. Staan op, laat jou lig skyn. Ja, jou lig het gekom en die heerlikheid van die Here skyn oor jou. Ja, kyk, donkerte bedek die aarde en diepe duisternis die volke, maar oor jou skyn die Here en oor jou word sy heerlikheid sigbaar. Nasies sal na jou lig trek, konings na die helder lig van jou sonsopkoms. Kyk om jou rond en neem waar, hulle almal kom byeen, hulle kom na jou toe. Jou seuns van ver af kom hulle aan, en jou dogters op die heup word hulle gedra. Dan sal jy dit sien en jy sal straal. Jou hart sal vinniger klop, ruim word, want die see se oorvloed sal by jou uitgestort word, die nasie se rykdom sal na jou toe kom, magdom kamele sal jou oordek, jong kamele uit Midian en Eva, almal uit Skeba sal kom, goud en wierook sal hulle dra, die goeie nuus van die Here se lofwaardige dade sal hulle verkondig. Tot daar, ons skriflesing. Staan aan die begin van 'n nuwe jaar. As ons kyk na die nuus en die gebeure rondom ons, dan sien ons daar is maar redelik konflik. Daar's nou weer soveel goed hier aan die begin van die nuwe jaar wat ons net opnuut weer laat besef dat soveel dinge moontlik kan skeefloop hierdie jaar. Dat 'n mens soms moet verloor of voel jy dalk nie die emosionele krag om dit deur te dra nie. Jesaja 60 is geskryf in so 'n tyd vir Israel. Israel was in ballingskap en jaar na jaar het hulle die gevolge van hulle sonde gedra. Het hulle die hand van die Here op hulle gevoel op 'n manier waarop hy hulle dit vir hulle swaar gemaak het, om hulle tot inkeer te bring. Die stad Jerusalem was verwoes, die tempel wat hulle gesien het as die plek waar God is, die simbool daarvan dat God by hulle is, lê nie 2 stene op mekaar nie, simbolies gesproke. Platgeslaan. Die beloftes van die Here voel ver weg. Hulle vra vir hulle self af, is God nog met ons? Is hy hier? Is daar hoop vir die toekoms? En juis daar in hulle donker werklikheid bring die Here deur die profeet hierdie woorde. Staan op, laat jou lig skyn, ja, jou lig het gekom, die heerlikheid van die Here skyn oor jou. Ons het nou Kersfees gevier. Lekker saam Kersliedere gesing, vir mekaar gesê, ons moet onsself daaraan herinner dat Kersfees gaan om Christus. Die feit dat Christus gekom het, hy is die een wat Kersfees eintlik sin en betekenis gee. Vandag is Epifanie Sondag. Die Sondag van die Godsverskyning. Epifanie beteken Godsverskyning. Met ander woorde, op hierdie Sondag reg oor die wêreld word God se verskyning herdenk. Die feit dat hy in Christus homself aan ons sigbaar gemaak het.
En in ons teks word God se teenwoordigheid as lig uitgebeeld. Reg van die begin af, hier in die begin met die skepping, kom die Here en hy sê, laat daar lig wees. En daar's lig. By die uittog uit Egipte lei hy sy volk in 'n vuurkolom. In die tempel woon hy met sy heerlikheid. En uiteindelik kom Johannes en hy sê, die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. En nou kom Jesaja, en dit wat hy sê, het 'n anderse, net so klein nuance verskil. Hy sê, God se heerlikheid skyn in jou. Jy kan skyn, staan op, laat jou lig skyn, want die lig wat in en deur jou skyn is nie net jou lig nie. Dis God se lig. Vers 2 sê, rondom jou is 'n wêreld wat bedek is deur donkerte, 'n diepe duisternis. En aan die een kant het dit te doen met liggaamlike lyding, met swaar kry, met geweld en onreg. Maar aan die ander kant het dit ook 'n geestelike betekenis. En die Bybel ontken nie hierdie werklikheid van lyding nie. God maak nie, hy gee nie voor asof alles reg is nie, maan skyn en rose is nie. Daar is 'n donker wêreld. En daarom lê ons hoop nie daarin dat die wêreld 'n beter plek gaan word nie. Die lig wat skyn, dit wat vir my vir 2026 gaan hoop gee, gaan betekenis gee, is nie die lig van hierdie wêreld nie, maar God se lig. God se lig wat sterker is as enige donkerte. En dan kom Jesaja en hy gebruik die hele Ou Testament as voorbeeld. Want hy sê, God se lig wat in en deur jou gaan skyn, sal nasies na jou toe trek. En dit is hoe sending werk soos ons dit ken vandag in die Ou Testament gewerk het. Dat ander nasies wat afgode aanbid het, sien hoe goed God vir sy volk sorg. In ons taal, in Jesaja 60 se taal, hoe God se lig deur sy volk skyn en dat hulle hoop het en dat hulle betekenis het in die lewe en dat hy aan hulle voorsien. Sien hulle dit en dit inspireer hulle om ook, ons teks sê, dit trek die ander volke soos 'n magneet na God toe. Na ons toe, sy kinders, omdat ons so leef, maar nie na ons toe, maar dit oor ons gaan nie, maar na hom toe. Wanneer God se heerlikheid in iemand teenwoordig is, dan word ander mense aangetrek. Dan word grense oorgesteek. En dan word vyande pelgrims. Dit gaan nie oor Israel nie. Dit gaan oor God se teenwoordigheid in hulle midde. Hierdie teenwoordigheid wat ons van lees in Jesaja 60 is in Christus vervul. En vandat Jesus gekom het, kom daar uit alle oorde uit mense nader. Volke, mense uit verskillende volke, nie net die Joodse volk nie. Die wyse manne uit die ooste uit. Nasies wat kom buig voor die lig van die wêreld.
Die kerk word later gebore uit verskeie volke, tale, kulture. Op Pinksterdag 'n ontploffing. En dan kom God en hy sê, julle is die lig vir die wêreld. Omdat sy lig in my woon, kan ek ook lig wees. En dis waarvan ons getuie was vanoggend hier. Met Hannes, dat die Here en so met elkeen van u as kerkraad, dat die Here na u toe gekom het en gesê het, wees lig hier op Kuduskop, in my gemeente, in my kerk. Laat jou lig skyn, verheerlik my. Ek wil aansluit by Jesaja 60, ek wil sê, kyk om jou rond en neem waar. God nooi sy kerk om anders te lyk as die wêreld. Hy nooi sy kerk om anders te kyk as die wêreld. Nie meer deur oë wat seer kry as gevolg van die omstandighede nie. Maar verby dit, oë wat te midde van enige omstandighede leef, blink deur sy liefde, deur sy genade. Ek het dit al gesê, maar ek het dit dalk lanklaas gesê, dan is dit tyd dat ek dit weer sê. Vir my een persoon wat vir my, had iemand, 'n bekende sangeres, het op 'n stadium swaar gekry deur kanker. En elke keer wanneer iemand wil vra, hoe gaan dit met jou? Het sy gesê, die Here se genade is vir my genoeg. En sy het aangegaan. En dit is vir my persoonlik 'n simbool van hoe dit behoort te wees in elkeen van ons se lewens. Maak nie saak wat die omstandighede is nie. Die genade en die liefde van die Here is vir my genoeg, en ek moet 'n skoon kanaal wees waarin en waardeur sy liefde en sy teenwoordigheid aan ander straal. God bring herstel wat die hart laat jubel. Hier is ons tema. Wanneer God my hart laat straal. God bring herstel wat my hart laat straal. Kinders wat weg was in ons teks kom terug. Gesinne word herenig, wat gebreek is word herstel. Maar dis meer as net die fisiese. Dis innerlik ook. Hy herstel nie net omstandighede rondom ons nie, maar veral harte. Hy verander harte. 'n verwonde hart word ruim, 'n bang hart word vry, 'n moedelose hart klop weer vinnig met hoop. En dan kom hy met die oorvloed, die kamele wat kom en goud en wierook wat gebring sal word. Die goeie nuus van die Here se lofwaardige dade word verkondig. Jesaja 60 word as het ware christologies vervul. Nasies kom nie net met skatte nie, hulle kom met aanbidding na hom toe. Wat beteken dit vir ons? Hoe moet ons leef? In die eerste plek, terwyl jy op jou knieë is, vra hom om Jesaja 60 in jou lewe waar te maak. Dat hy sal skyn in jou, oor jou, herstel sal bring. Dit is vir ons so maklik
om verdeeldheid te probeer saai. En dit gebeur so gereeld. Mense wat verdag maak, wat verdeeldheid saai, wat mense teen ander probeer opmaak, en op die ou ende net pyn en lyding veroorsaak. God se weg is, en hy roep nie net die sterkes nie, hy roep die gewilliges. Laat my toe om in en deur jou te skyn. Ons moet nie die lig maak nie. Ons moet net kanale wees, waardeur hy kan skyn. Wees 'n kerk wat lig uitstraal. Hou daaraan vas dat God sterker is as enige donker. Amen. Kom ons bid saam. Here, U lig skyn helderder as enige ander lig. U wat sê, staan op, word verlig, want jou lig het gekom. Ons wil op hierdie oomblik na U toe kom met oop harte, met 'n oop gemoed en vra, Here, U het ons geraak deur U woord. Raak nou ook ons harte aan. U het ons herinner dat die lig nie uit onsself opkom nie, maar van U af. Dat ons harte straal nie omdat ons sterk, vroom of wys of beter as ander is nie, maar omdat U heerlikheid oor ons opgaan. Dankie Here dat hierdie woord ook vir iemand soos ek is, soos ons. Dankie Here dat U lig in ons skyn. Dis ons gebed dat U lig elke donker plek van ons lewens sal aanraak, innerlik en uiterlik. Waar daar seer is, bring genesing. Waar daar verwarring is, bring helderheid. Waar daar gebrokenheid is, bring herstel. Laat U lig ons nie net vertroos nie, maar ook verander. Dan wil ons bo alles bid, Here, want ons weet, dit gaan nie net om onsself nie. Dit gaan om U kerk. Daarom wil ons bid, soos U in Jesaja beloof, gee dat volke na U lig sal kom. Nasies na die glans van U opkoms. Weerkaats deur ons. Maak ons 'n gemeente wat nie die lig net vir onsself hou nie, maar dit uitdra na almal toe rondom ons. Here, ons dra so hierdie jaar wat voorlê aan U op. Bid dat U ons sal lei. Mag hierdie jaar 'n jaar wees waarin U lig ons lei in al ons besluite, in ons verhoudings, in ons diens aan mekaar, ons getuienis. Dankie Here, dat dit mag waar wees. In Jesus se naam. Amen.